verskyn op die berg Horeb. Is in met die brandende doornbos wat nie wil uitbrand, het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moses uit die doornbos. God sê moenie nader kom, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Ek is sy God, die Here God, God van Abraham, Isak. Hallo my liewe mens, Ben en Francis en jy is by die Braambos en wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg om saam met jou en saam met Jesus by die Braambos te wees, waar ons kan hoor wat die Gees van God deur sy woord aan ons openbaar. Ek wil iets met jou deel vandag, wat vir my so duidelik sigbaar is, en dit lyk my, dit is nog nie vir almal sigbaar nie. Daar's 'n liedjie wat ons sing, daar's 'n stryd om te stry en daar's oorwinning te verkry. En dit sê vir my, ek en jy moet ons voorberei vir 'n geveg, vir 'n stryd om te stry. Anders dan gaan ons daar nie oorwinning wees. Jy moet in die geveg wees om te wen. Jy moet in die kryd wees om 'n kans te hê om te wen. En dit word oral in die woord van God uitgespel. Maar kom ons vat so 'n bietjie hierdie stryd om te stry. As jy regtig gaan kyk na die wêreld, dan is dit een donker, swart toekoms. Omrede, as jy na die statistiek kyk, as jy na die grafiek kyk, as jy na die wêreld kyk, is die wêreld opgebruik. Hy kan nie langer aanhou nie, hy kan nie langer bestaan nie, hy kan nie, die wêreld is op sy einde. Onthou jy, daar was 'n liedjie wat gemaak was, en moenie my vra wie hom gesing het nie, want ek dink ek weet, maar ek gaan nie 'n kans vat nie, wat gesê het, don't kill this world, it's all we've got. En terwyl hierdie liedjie gesing was, en mense dalk op hom gedans het, en ander gelag het, who can kill the world? What can kill the world? En ons voortgegaan het, asof die wêreld vir ewig gaan bestaan, en ons vir altyd hier gaan wees. Dink ek is op 'n punt in ons lewe wat ons moet besef, die wêreld is dood, die wêreld is op, die wêreld is vernietig. En al wat oorbly is ons mense wat verder kyk as die wêreld. So, wat ook al gebeur, wanneer die einde gaan wees soos die Bybel, die geskrewe woord van 'n lewende God dit verduidelik, of wanneer dit moet eindig, dan daar's niks oor nie. Hoekom sê ek daar's niks oor nie? Is ek negatief? Nee, ek is nie negatief nie. Ek is prakties. Ek wil hê jy moet, hier so baie ouens wat sê, ons moet na die wetenskap luister, en die wetenskap weet alles, en hulle weet waar, en die Bybel is nie waar nie, die wetenskaplikes weet. Okay, wetenskaplike. Engelse uitdrukking, where do we go from here? 8 biljoen mense. Minstens 4 biljoen te veel. 'n Kamer kan net soveel mense vat. 'n Taxi kan net 8 mense vat, maar hulle druk 28 daarin. Maar hulle kan nie 29 indruk nie.
na 28 is hy propvol. So jy kan hom druk verby waarvoor hy gemaak is. Tot op 'n punt. Die wêreld is by daai punt verby. Daar's te veel mense, daar's te min kos, daar's te veel sonde, daar's te veel kyk net wat gaan aan in die wêreld en hoe het mense verander en waarmee is hulle besig. Kom ons haal net die woord so 'n bietjie uit. Ek hou nie daarvan om die woord uit te haal nie, maar vir die wetenskaplikes wil ek sê, okay, kom ons haal die woord so 'n bietjie uit. Daar's oorloë en gerugte van oorloë, daar's misdaad in elke land, in elke vlak, van die rykste tot die armste is almal skelm, hulle steel, hulle moor, hulle verwoes, hulle verkrag, hulle brand, hulle steel, hulle breek af. Die hele wêreld is besig om, die woord van God sê dit so mooi, ek het gesê ons moet die woord so 'n bietjie vashou. Hy sê, pas op dat julle mekaar nie gaan opvreet nie. Hulle is besig om mekaar op te vreet. Ek lees gister 'n artikel van waar hulle honde vang en hulle slag vir vleis vir mense om te eet. Mense eet mekaar. Mense, as jy weet wat se produkte gaan in kos in, gaan jy nooit weer 'n ding koop om te eet nie. Dis wat in die wêreld gaan. Dis wat die navorsing sê, dis wat die statistiek sê, dis wat aangaan. So, die wêreld is verby. Hy's op. Hy moet eindig. Maar hoe gaan ons dit regkry? Wat gaan ons doen om dit te verander? Waar gaan ons begin? Dankie, Here Jesus Christus, dat u aarde toe gekom het. Dankie God, dat u Jesus gestuur het. Dankie Jesus, dat en God die Vader, toe u teruggegaan het, het u die Heilige Gees vir ons gelos. Dankie vir die woord, die Bybel, wat ons waarsku en sê, daar's 'n stryd wat julle nou moet stry. En ons moet gereed maak vir die stryd. Die vraag is jy gereed vir die stryd? Is jy gereed vir hierdie wat niemand geweet het? Die wetenskaplikes kyk agtertoe. Hulle kan nie vorentoe kyk nie, want hulle kan nie in die toekoms sien nie. Maar die woord van God kom en hy sê, ek het vir julle 'n plan. Hy sê in Numeri, hy sê, as jy jou verootmoedig, en as jy jou sonde bely, en as jy gehoorsaam is aan die woord, en as jy God vra vir vergifnis, en bid, sal ek uit die hemel hoor, en ek sal jou sondes vergewe, en ek sal jou land genees. Woord, dis wat vir ons wag. Maar hoe? Die hoe is die vraag. Nou wil ek vir jou ietsie voorlees, nie baie bekende gedeelte nie, maar baie lekker om hom raak te lees, deur die salwing van die Heilige Gees, en te verstaan wat hier staan. Filippense 2 vers 1 tot 4. Aangesien julle die troos in Christus ontvang het, ek en jy, wat nie by die braambos sit, het die troos van Christus ontvang. Aangesien jy dit nog nie ontvang het nie, let op, jy het dit nodig. Aangesien jy die troos van Christus ontvang het, die aansporing deur die woord van God, die liefde, die gemeenskap deur die Heilige Gees. Ons wat sê ons is Christene, moes by hierdie tyd al die aansporing deur die liefde gehad het en ook die gemeenskap deur die Heilige Gees. Die innerlike gevoel van meelewing. Met ander woorde, jy kan nie 'n lamp opsteek en hom onder 'n maatemmer sit nie. Jy moet hom bo op die tafel sit, laat hy vir almal skyn. Christene, is jy nog die lig van Jesus op die aarde? Skyn God se Heilige Gees lig nog in jou? Die innerlike meegevoel van meelewing. Lewe ons nog saam? OK. Maak dan nou
my blydskap volkome. Maak God se bly, dis waarvoor hy ons gemaak het. Hy het gesê, gaan en maak disippels, bekeer julle, word disippels, maak disippels, en leer hulle soos wat die Heilige Gees julle leer, en die woord van God julle leer, en daar nog kerke en predikante is wat julle leer, die ander, kom nie so lekker reg nie, hulle sê ons moet almal ryk wees, ons gaan almal hemel toe. Maak dan nou die blydskap volkome, my blydskap volkome, deur eensgesind te wees. My liewe mens, gaan na die huis van die Here toe, en kry daar 'n sitplek waar jy almal kan sien, en kyk hoe min eensgesindheid is in die huis van God. As jy nie in die huis van God, gevul deur die Heilige Gees, soos jy beweer, 'n kind van God is nie, wedergebore, gehoorsaam, gedoop, gevul met die Heilige Gees nie, dan is jy nie eensgesind nie. Ek het gisterand 'n baie interessante ding gelees. Waarom is onderdompeling, die doop van gelowiges, hulle noem dit die groot doop, waarom is dit belangrik? Die groot doop kan jou nie in die hemel bring nie, kan jou nie jou sondes vergewe, net die bloed van Jesus, die kruis, die lam van God, kan jou sondes vergewe. Die doop is die gehoorsaamheid aan die woord van God wat baie duidelik is, en as jy dit nie het nie, is jy nie wedergebore nie, sê die woord. My liewe mens, eensgesind te wees, een in liefde. Hoe lief is jy regtig vir jou lewensmaat? Hoe lief is jy regtig vir jou kinders, vir jou ouers? Iemand het vanoggend vir my geskryf, wat gaan aan? Daar's oral waar ek lees, is ouers en kinders in mekaar se hare. Die woord het dit voorspel, broer teen broer, ouer teen kind, kind teen ouer. Dit gaan die einde wees. Ons is in die einde. Hoe gaan ons dit stop? Een in liefde, een in hart, een in strewe. Ons moet strewe na iets groter as wat ons het. Ons moet strewe na eensgesindheid, ons moet strewe na liefde, ons moet strewe na dat ons een hart sal hê, dieselfde voel. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie. Mense vandag, of dit die werk of die kerk, of die regering of die boemelaar is, elke ou worry net oor homself, en wat kan ek skoor uit die deal? Wat kan ek skoor uit die deal? Of, wie jy, as ek het nou doen, as ek nou vir jou R1000 gee, dan sit ek op 'n foto, en ek sit dit voorblad van die koerant, ek sit dit op Facebook, laat almal moet dink ek is Benny the Great. Moet niks uit selfsug hê, en eersug, the big I, doen nie. Maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Die woord van God sê, as jy by 'n funksie kom, moenie heel voor gaan sit nie. Gaan sit heel agter. Hoe gaan jy voel as jy heel voor sit en die gasheer kom in en hy sê vir jou, ag verskoon my tog, hier's 'n belangriker mens as jy, gaan sit asseblief daar agter. En jy moet voor al daai mense opstaan en agter te loop en almal kyk vir jou. As wat jy agter sit en 'n ou stap in en hy sê, hoekom sit jy agter? Jy's die eregas, gee my jou hand. Ek het vir jou plek in die voorste ry. Julle moenie net elkeen aan sy eie belang dink nie, maar ook aan die ander. Ons is so besig om te bekommerd te wees oor myself. Laat ek nie worry oor die osoonlaag nie. Ek worry nie oor die duisende mense wat daagliks sterf sonder God nie. Ek bid vir my huis, ek bid vir my vrou, ek bid vir my kinders, ekskuus tog, wat bid ons vir ons kinders? Hulle moet ryk wees, hulle moet baie geld hê, hulle moet lekker werk hê, hulle moet slim kinders hê. Wanneer gaan ons sê, weet jy wat? Dankie my
Here, dat my kinders al hierdie goed gaan hê. Maar vir die belangrikste is, want die woord van God sê, soek eers die koninkryk. Dan sal al hierdie goed waaroor ons so bekommerd is, bygevoeg word. In die naam van Jesus Christus. Here, laat hierdie wêreld weer tot bekering kom. Gaan dit 'n atoombom kos? Laat dit 'n atoombom wees. Ek moes 'n lorry kry wat my heupe gebreek het, sodat ek my ore moes oopmaak. As dit 'n atoombom kos, maar moenie laat ons net mekaar wil opvreet nie, maar laat ons vir mekaar sal omgee, vir mekaar sal bid. Vriend of vyand, ja, ek weet, ek het dieselfde stryd as jy. Daar's mense wat moeilik is om voor te bid. Daarom vra jy die Heilige Gees om saam met jou te bid, want in my eie krag sukkel ek met hierdie vyand gebitterheid. Maar deur God se genade kry ek dit reg. Ons moet bid vir mekaar. Ons moet dieselfde eensgesind wees. Ons moet hande vat en mekaar optrek en ophelp. Nie plat trap en doodmaak en in ons gedagtes vervloek nie. Dan kan ons die oorwinning smaak. Dan kan ons, ek wil net sien, ek het iets gesien van die oorwinning. Ons het die oorwinning nodig om ons wêreld te genees, totdat Jesus kom om ons te haal. Dit was amper nou die dag. Dit kan amper volgende week wees. Dit kan dalk oor 100 jaar wees. God se tyd is nie ons tyd nie. Maar ek wil nie hierdie wêreld vir my kinders nalat, soos hy nou lyk nie. Gaan jy saam met my bid? 7 uur elke oggend, tussen 1 en 5 minute, 7 uur klokslag, waarmee jy besig is. As jy ry met jou motor, dan sê jy, Here, in die naam van Jesus, help. As jy in 'n kantoor sit, en iemand kom en gestap, sê, gee my jou hand, in die naam van Jesus Christus, help. Kom ons bid saam. Here, in die naam van Jesus Christus, tot eer van God, deur die krag van die Heilige Gees, help ons, om hierdie wêreld 'n beter plek te maak, dat ons moet nalat vir ons kinders, in Jesus naam, amen. Baie dankie my liewe mens, my telefoonnommer is 072 577 1196. Baie dankie vir al die gebede, ek het verskriklik baie nodig, baie dankie vir die finansiële bydrae, of dit nou groot of klein is, dis nie belangrik nie, elke sent help, ons waardeer dit verskriklik, dit maak dit moontlik dat ek hier kan sit en die ligte is, en al sulke snaakse goed, baie dankie daarvoor. En, praat met my, jy het my telefoonnommer, stuur my 'n WhatsApp, sê Ben, wat beteken dit, hoekom dit, bid vir my, ek wil graag saam met jou bid. Baie liefde, Ben en Francis Loubser, ons gemeente is Jesus is lig in Eastvale Springs.